Okay, so ons gaan vandag aangaan met telgetalle, dit is les 2 en ons gaan vandag kyk na verhoudings en koerse. Okay, voor ons begin moet jy eers weet wat is 'n verhouding. So kom ons sê, ek maak kos en daar's 'n baba, 'n tiener en 'n ou oom. Die babatjie gaan bietjie kos kry, want die babatjie eet min. Die tiener gaan bietjie meer kos kry, want hy eet meer as die baba, maar hy gaan minder kos kry as die oom. Die ou oom gaan die meeste kos kry, want hy eet obviously baie meer as die tiener en die baba. Nou daai hoeveelhede kos wat die mense kry, dit is jou verhouding. Okay, nou kom ons, voor jy met verhoudings kan somme doen, moet jy eers 'n paar stappe of reëls ken. Okay, so kom ons gaan kyk eers na die stappe. So, in die eerste stap, moet jy jou verhoudings by mekaar gaan plus. So, hulle gaan byvoorbeeld vir jou sê, daar is 60 lekkers, en dit is in die ek moet dit nou byvoorbeeld verdeel in die verhouding 2 tot 3. Tot 3. Okay, nou ons eerste stap is om die verhouding by mekaar te plus. So, ons gaan sê 2 plus 3 is gelyk aan 9. Is gelyk aan 5. Okay, dan stap 2 is deel die getal wat vir jou gegee is met die totale verhouding. So ons gaan nou sê 60 gedeel deur 5. Dan kry ons 60 gedeel deur 5 is gelyk aan 12. Okay, stap 3 is maal elke verhouding apart met die getal wat jy in stap 2 gekry het. So, nou gaan ons sê 2 maal met 12, dan kry ons 24, en dan gaan ons sê 3 maal 12, en dan kry ons 3 maal 12 gee vir ons 36. So 3 maal 12 is gelyk aan 36. Okay, en dan in stap 4 moet jy die nuwe verhouding gaan skryf. So die nuwe verhouding is dan 24 tot 36. Okay, so kom ons gaan kyk nou na 'n paar voorbeelde, omdat ons nou die stappe ken. Okay, hulle sê vir ons verdeel 567 in die verhouding 2 tot 3 tot 4. So ons eerste stap is om ons verhoudings te gaan plus. So het ek 2 plus 3 plus 4 gee vir ons 9. Ons tweede stap is om die getal te vat wat hulle vir ons gee en ons deel dit met die totale verhouding getal. So 567 gedeel deur 9 gee vir my 63. Dan in stap 3 moet ons elke verhouding apart gaan maal met die 63. So, ek gaan sê 2 maal 63, dan het ek 126. Dan gaan ek die 3 vat, en ek gaan sê 3 maal 63 is 189. Dan gaan ek die 4 vat, en ek gaan sê 4 maal 63, dan kry ek 225. Okay, en dan in stap 4 moet ek net die nuwe verhouding gaan skryf. So ek gaan vat dan net al hierdie nuwe getalletjies wat ek het, en ek gaan skryf dit in die nuwe verhouding. Okay, soos wat julle kan sien, die 2 was eerste, so die 2 se getal kom weer eerste. Tweede was die 3, so die 3 se nuwe getal kom tweede. En dan derde was die 4, so die 4 se nuwe getal kom laaste. Okay, in voorbeeld 2 sê hulle vir ons, Koos, Piet en Sam belê geld in die verhouding 2 tot 3 tot 5 in 'n winkel. Indien die wins R450.000 is, hoeveel wins gaan Sam maak? Nou moet ons kyk. Sien julle Sam word laaste genoem. So, die 2 is dan Koos, die 3 is dan Piet, en die laaste een is Sam. Dit beteken 5 gedeeltes van hierdie totale bedrag kry Sam. Okay, so in ons eerste stap gaan ons die verhouding gaan plus. Okay, hierdie gaan werk jy uit hoeveel is 1 stukkie gelyk aan. Okay, dan in ons tweede stap vat ons die totale bedrag en ons deel dit deur die totale verhouding. Okay,
dan kry ons dat dit R45.000 is. Ok, in ons derde stap het ons gesê, Sam, is die derde enetjie. So dit beteken hy kry 5%. Ons wil nie weet wat kry Koos en Piet nie. Ons gee nie om nie. Daarom gaan ons net Sam doen. So ons gaan sê 5 maal 45.000 is R225.000. So, dit wil sê, Sam gaan dan R225.000 se wins kry. Ok, dit is wanneer hulle vir ons sê, jy moet iets verdeel. Dis wanneer jy hierdie stappe volg. So jou stappe weer eens is, plus jou verhouding by mekaar. Vat die getal wat vir jou gegee is en deel dit deur die totale verhouding. Vat die verhouding wat jy wil hê en maal dit met die verhouding wat jy in stap 2 gekry het en die vierde een, skryf die nuwe verhouding of skryf jou antwoord. Ok, dan die volgende ene is om 'n verhouding te vermeerder. So hier het jy 'n formule wat jy moet leer. So, jou formule is om die nuwe getal te kry. Vat jy die getal wat hulle vir jou gegee het, dan maal jy hom met die verhouding se grootste getal, want kyk, jy vermeerder, so jy maak hom meer, en daarom gaan die groot getal bo kom. Ok, dan deel ons dit met die kleinste getal onderaan. Ok, so hierdie formule moet jy leer en jy moet hom ken. Ok, so byvoorbeeld 1 sê hulle vir ons vermeerder. Vermeerder beteken die groot getal in jou verhouding kom bo. So ons gaan daai getal vat, dan maal ons dit met 4 op 3. So eerste, gaan skryf jou formule neer, en dan tweede vervang jy in. So, ons het die 57 wat ons oorspronklike hoeveelheid was, en dan ons groot getal kom bo, wat die 4 is, want ons maak hom meer, en dan ons kleinste getal kom onder, want hy is die kleinste en ons maak hom nie minder nie. So, ons nuwe getal is dan 76. As jy wil weet of jy reg is met 'n vermeerder een, hierdie getalletjie moet dan altyd kleiner wees as jou nuwe getal, omdat jy hom meer maak. As jou nuwe hoeveelheid se getal kleiner is as die getal as wat hulle vir jou gee, dan moet jy weet, jy is verkeerd. Jy het dan heel moontlik hierdie twee getalle omgeruil, en dan is dit verkeerd. Ok, in voorbeeld 2 sê hulle vir ons het hom net gedoen, net om skiep. Ok, in voorbeeld 2 sê hulle vir ons, indien die huidige brandstofprys van petrol R22.58 per liter is, en dan word dit vermeerder in die verhouding 3 tot 2. Wat sal die nuwe prys vir brandstof wees? So die eerste ding, jy sien dit is vermeerder. So die groot enetjie kom bo, die klein enetjie kom onder. Ok, so in stap 1, om jy nuwe prys te kry, moet jy eerste gaan sê 22,58, want dis die prys wat hulle vir jou gegee het, maal 3 op 2. Ok, die klein een kom onder, want jy vermeerder, die groot een kom bo. Weereens, as die kleintjie bo is, gaan jy dit verminder. Jy vermeerder, so jou groot bedrag kom bo. Ok, dan kry jy dat die nuwe prys R33 is en 87 sent. Dan, met verminder is dit presies dieselfde formule. So dat die nuwe hoeveelheid is gelyk aan die oorspronklike hoeveelheid, en dan sit jy die klein getal bo en die groot getal onder, omdat jy dit verminder. So, as jy dit minder maak, sit jy die klein getal bo en die groot getal onder. As jy dit vermeerder, kom die groot getal bo en die klein getal onder. Ok, moet nie die mekaar raak tussen die twee nie. Ok, nou, in hierdie voorbeeld sê hulle vir ons moet 57 verminder in die verhouding 3 tot 4. So heel eerste, ek lees die woord verminder, so ek weet dadelik die 3 gaan bokom. Ok, so die nuwe hoeveelheid is gelyk aan jou oorspronklike hoeveelheid maal die kleinste getal op die grootste getal. So dan vervang ek net in. Dan, ek vat die getal wat vir my gegee is, ek gaan skryf hom in, dan maal ek hom. Ek wil hom kleiner maak, so die
kleinste getal gaan dan bo kom en jou grootste getal onder. En dan kry ons dat dit R42 is en 75 cent. Weereens, ons verminder. So jou einde antwoord moet kleiner wees as die een wat gegee is. As hulle sê vermeerder, moet jou finale antwoord groter wees as die een wat hulle vir jou gegee het. Ok, dan in voorbeeld 2. Indien die huidige prys vir meel R22,80 is en dit word verminder in die verhouding 5:3, wat sal die nuwe prys vir meel wees? Weereens, ek lees verminder, so my klein getalletjie kom bo. So, ek gaan sê die nuwe prys gaan die oorspronklike getal wees, maal my 3, want hy is die kleinste getalletjie, op die groot getalletjie, en dan kry ek dat die nuwe prys R22,80 sal wees. Ok, nou in voorbeeld 3. As 1 kilogram vleis R56,78 kos, en dit word verminder in die verhouding 2:7, wat sal die nuwe prys vir vleis wees? Weereens, ons vat die bedrag wat vir ons gegee is, ons maal dit met die klein getalletjie bo en die groot een onder, dan kry ons dat die nuwe bedrag R16,22 is. Ok, dit is dit vir verhoudings. So jy het jou gewone verdeel, dit is wanneer jy die stappies leer, dan het jy vermeerder en jy het verminder. Ok,